Ek groet ook ons vriende wat inskakel deur die media, deur die sosiale media, of hoe jy ook al hierdie boodskap kyk. Ek wil jou groet met die woord Shalom. Shalom wat beteken vrede vir jou. Nou ons gaan kyk na die engele wat uitroep, vrede op aarde en die mens en wie hy welbehaag het. Ere aan God. Mag jy ook vanoggend die vrede van God kom ervaar as jy na hierdie boodskap luister. Vriende, ons kan die Bybels oopmaak by Lukas, die 2de hoofstuk. Ons was nou 2 Sondae besig gewees met Lukas 1. Ons is nou by Lukas 2. Ons gaan daar lees vanaf vers 8. Maar dit is vir my interessant as ons die Advent reeks doen, is ons nou half in die middel van hierdie reeks. Ons is nou by die 3de kleur kers, ons het al die blou aangesteek, wat ons gepraat het van hoop, en ons het die goue een aangesteek, waar ons gepraat het die goue draad van liefde wat deur die Bybel loop. Ons het vanoggend die wit kers aangesteek, die wit wat die teken van vrede is. En dan volgende Sondag gaan ons kom by die groen rondom vreugde. Maar dit is 12 dae, weet jy of julle ook soos die kinders is, wat die daggies aftel na Kersfees toe. 12 dae. Kersfees is om die draai. Kom ons lees hierdie Kersverhaal in Lukas 2. Skaapwagters en die engele is die opskrif hier. Lukas 2 vers 8. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het, in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir julle volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus, die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy welbehaag het. Nadat die engele van hulle weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar: Kom ons gaan reguit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry van Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kind aan hulle gesê is. Almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons sien hier, broers en susters, die verhaal, die Kersverhaal van God, die seun van God, wat as baba op aarde kom bly. Die naderkom, onthou Advent, dink ons die woord Advent wat beteken die kom van Jesus. Ons dink aan God wat aarde toe kom. Maar interessant in hierdie verhaal wat ons lees, is dit nie net Jesus wat daai nag in Bethlehem aarde toe kom nie, maar saam met Jesus, saam met die seun van God, stuur die Vader, eers 'n engel, 'n boodskapper. En dan terwyl die boodskapper nog praat met hierdie skaapwagter, staan daar skielik 'n skare engele. So God stuur die skare engele ook na die aarde toe. Hier as Jesus kom om sy koms vir sy koms te kom bekend maak. Ek wens ek kon nou lees. Mense kon dit sien.
skare engele. Dink jouself in daai verhaal, in daai prentjie, daai nag in Bethlehem se veld. 'n Mooi prentjie. 'n Josef, Maria en die kindjie Jesus daar in die stal. Die skaapwagters met hulle skapies in die veld. Pragtig. Engele wat verskyn en sing Gloria in excelsis Deo, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. 'n Mooi prentjie, 'n wit prentjie, 'n skoon prentjie. Ek dink sommer net Jan aan daar in jou sitkamer. In Jan se sitkamer is daar so 'n tafel met 'n rooi tafeldoek en op die tafel het Teresa hierdie prentjie met sulke porselein poppies uitgestal, die Josef en Maria en die kindjie, die skaapwagters en die wyse manne. Vriende, maar dan dink ek nie, dis heeltemal die waarheid. Ek dink nie heeltemal die prentjie daai nag was so porselein poppies en heeltemal so mooi en wit en skoon nie. Frederik, is jy nog by? Ga verby. Dis alles so mooi en skoon. Ek dink die prentjie is miskien anderste. Hier bly Josef en Maria in Nazareth en sy wat 'n maagd is, sy wat 'n ordentlike meisie is, sy word swanger. Josef wil haar los en die tragedie in hulle verhouding. Uiteindelik as hulle dit uitwerk, die oordeel van die Nazaretse mense, die ooms en die tannies wat na hulle kyk en sê, wat gaan hier aan, die oordeel. Ek dink nie, dis heeltemal so 'n mooi prentjie. Die stap van 'n vrou van Nazareth na Bethlehem, 111 kilometer, dink jouself in, jy swanger en jy moet 111 kilometer en dit moes net voor die geboorte gewees het, moet jy stap of op 'n donkie ry en die skit en die gevaar van die pad. Uiteindelik kom hulle in Bethlehem aan en dis 'n warboel van mense en dis stampe en stote en dis vuil en dis moeg en jy soek plek en daar's nêrens vir jou plek nie. Jy's dakloos in 'n ongenadiglike koue nag van Bethlehem. Dakloos. En uiteindelik kry Josef en Maria daar in 'n stal tussen diere plek. Dis nie hierdie wit, higiëniese, netjiese, skoon medikliniek nie. Dis definitief so 'n mooi prentjie nie. Later moet hulle selfs vir Herodes verder van hulle huis af met 'n pappebabatjie Egipte toe om te keer dat Jesus doodgemaak word. Klink dit na vrede op aarde? Klink dit na eer aan God vir wonderlike, dit is nie so 'n mooi prentjie nie. En ons Kersfees, en ons omstandighede, my en jou lewe, dit wat tans in die wêreld en in ons land en hier in ons dorp aangaan, die hele pandemie van 2020. Frederik se ma, Heidi sê vir my in Essequa, is daar tans 90 mense siek. In Riversdal alleen is daar 31 mense siek. In Essequa vir die pandemie tyd het al 30 mense gesterf. As ek nou dink aan 'n skool en 'n klas, en Cerise, julle is omtrent 30 in 'n klas, dis 'n hele klas. Mense wat nie meer daar is nie, 30 mense gesterf van hierdie pandemie. En dan hoef ons eers verder te gaan na die weier tuinroete, na die weier Wes-Kaap, na die weier Suid-Afrika in die wêreld nie, oor wat die pandemie in die wêreld besig is om te doen en hoe mense sterf en hoe dit 'n effek het in gesinne. 'n Effek het in mense se lewens, die hartseer, die swaar, die gemis. Die effek wat dit het in ons ekonomie daar buite en in ons lewens. Maar broers en susters, daai
is die puntjie van die ysberg. Die COVID-19 is maar die puntjie van die ysberg as ons die koerante lees en die media volg. Oorlog, terreuraanvalle, verkrachtings, ontvoerings, skapings, mensenroof, plaasmoorde. Daar word gesê dat daar jaarliks 10.000 mense sterf in oorlog en terreuraanvalle. 10.000 mense jaarliks sterf, onnodig sterf. Slawe verkoop en mensenroof is 'n alledaagse bedryf, is 'n werklikheid. Daar word gesê, statistieke wat ek raak lees, 18.000 mense word jaarliks in Suid-Afrika vermoor. 18.000 mense word jaarliks in Suid-Afrika vermoor. En dis nie hulle wat aangerand word en hulle wat verkragt word en hulle wie se lewens eintlik so goed soos dood is nie. Tientalle mense wat sterf as gevolg van bende geweld. As ek daai prentjie skets, daai donker prentjie skets, is dit dan vrede op aarde? Moet ons eerder sê, dan moet jy maar vir my sê, André, dan moet ons maar eerder praat oor onvrede. Maar vrede word aangekondig. Hierdie lyk na geen vrede. Daarom met hierdie prentjie en met dit wat ons lees en dit wat ons ervaar daar buite, is dit nodig, broers en susters, dat ek en jy na die woord toe gaan. Is dit nodig dat ons vanoggend by die doopvont kom staan en weer die beloftes van vrede en beskerming en God se nabyheid en God se verlossing, dat ons mekaar daaraan kom herinner. In hierdie wêreld moet ons sê, ons is in die wêreld, maar ons is nie meer van die wêreld nie. Ons lewe in vrede met God te midde van, ten spyte van, onthou julle verlede week, die ten spyte van liefde en as gevolg van liefde, ten spyte van die wêreld, leef ons in vrede met God. Moet ons mekaar in hierdie Kerstyd kom herinner aan die ware Kersverhaal, aan die vrede wat daar by God is. Ek lees hierdie pragtige herinneringsverhaal raak van die lekkermaker. Hoor gou, ek lees hom in hierdie storie vir julle voor. Eendag was die wêreld toe onder sneeu gewees. Al die mense het in die middel van die dorpie by mekaar gekom, want daar was iets nuuts by die lekkergoedwinkel, iets wat niemand nog ooit tevore gesien het. Die lekkergoedmaker was opgewonde om sy nuwe Kersfees lekker vir almal te wys. Hy het 'n rooi en 'n wit pepermuntstokkie opgehou dat almal dit kan sien. Al die kinders wou daaraan lek. Ek het hierdie lekker gemaak, het hy verduidelik. Ek het dit gemaak sodat dit soos 'n J kan lyk. J staan vir Jesus, want dis waaraan ons mekaar moet herinner. God se seun wat aarde toe gekom het, en Kersfees is wanneer ons sy geboorte onthou, verduidelik hierdie lekker goedmaker vir sy mense van sy dorp. Wanneer jy die lekker omdraai, so hier is, en as jy hom omdraai en die letter onderste bo hou, dan lyk dit soos 'n skaapwagter se staf. Skaapwagters was die eerste wat die goeie nuus gehoor het. Terwyl die skaapwagters hulle skaap in die nag opgepas het, was die lig ewe skielik verlig met 'n helder hemelse lig. Engele het verskyn en begin sing, ere aan God in die hoogste hemel. En daar, in die dorpie waar Jesus gebore is, het die skaapwagters hom gevind, lekker warm toegewikkel in doeke en 'n skaal. Die skaapwagters se harte was vol verwondering en vreugde, en hulle het gekniel langs die baba seentjie. Ek het die streepies op die lekker gesit, het die lekker goedmaker gesê, om te onthou dat Jesus ons sondes wegwas, waar die doop ons ook onthou, nie? Hy het aan die kruis gesterf, sy bloed het gevloei, daarom is daar rooi streepies. Die wit van die lekker is daarom om ons te herinner dat ons vergewe is. Ons is so wit soos sneeu. Jesus se geboorte
Jesus is gebore om ons van ons sondes te verlos, om ons heilig en skoon te maak aan die binnekant. Ek wou hierdie storie met julle deel, hierdie lekker goedmaker gesê, sodat Jesus ook julle verlosser kan wees. Vertel asseblief hierdie storie vir almal en sê vir God dankie vir die geskenk van sy seun. In 'n donker wêreld, 'n wêreld met pandemie, 'n wêreld wat vir ons lyk na onvrede, is dit nodig dat ons daai stokkies, daai lekker goed stokkies weer herinner, dat ons die doop sal sien, dat ons die woord sal vat en vir mense om ons herinner aan die vrede op aarde wat God bring. Die boodskappers uit die hemel wat dit kom aankondig teenoor die skaapwagters. Die engele wat verskyn, God wat ook vanoggend by my en jou kom staan, en vir ons kom sê, maar daar is hoop. Jy moet lewe in liefde. Jy moet vrede met God hê. Hoe sê Jesus 'n paar jaar later, 'n paar jaar na sy geboorte, dan sê hy vir sy disippels, Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontstel wees nie. Julle moenie bang wees nie. Vrede wat van God afkom. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Te midde van, ten spyte van die onvrede in die wêreld, kan ek en jy by God ware vrede hê. En dit word aan die skaapwagters bekend gemaak. Ten slotte, kom ons kyk hoe reageer die skaapwagters. 3 goed hoe hulle reageer. Vers 16, vers 17. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Hierdie skaapwagters, as die engele hulle ontmoet, as die boodskappers van God by hulle kom stil staan en hulle hoor die boodskap, dan gaan die skaapwagters nie en hulle, goed, dit was nou maar goed so, kom ons pad ons skaapies verder. Wat doen die skaapwagters as die engele aan hulle verskyn te midde van die donker rondom hulle, te midde van die swaar in hulle eie lewe, sê hulle, kom ons gaan. Hulle het 'n ontmoeting met God en dit bring hulle in beweging, kom ons gaan. Ons bly sit, die broers en susters, ons wat God se stem hoor, en of dit in jou eie stilte tyd is, en of dit hier in die kerk is, en of dit daar deur die media is, as jy God se stem hoor, as God se gees en God se boodskappers jou kom aanspreek, kan ons nie, mag ons nie bly sit. Mag ons nie passief bly nie, moet ons sê, maar ek staan op. Ek vertel, Ewald en Sunay moet vir Waldrey, moet vir Leonay vertel, dis hulle verantwoordelikheid, omdat hulle God ken, omdat hulle God in hulle lewe het, wil hulle daai 2 kinders vertel van Jesus. Wil hulle in beweging kom, wil hulle gaan. Die tweede ding, as hulle gaan, dan sien hulle met hulle eie oë, dan sien hulle Jesus. Hulle sien Josef en Maria, hulle sien hierdie kindjie waarvan daar vertel word. Hulle gaan om verder te gaan ondersoek instel, om te sien. Broers en susters, ek en jy, as ons hoor van God, as ons 'n ervaring met God het, dan moet ek sê, maar Here, nou wil ek verder sien. Here, nou wil ek verder ondersoek instel. Here, nou wil ek verder U woord lees. Here, nou wil ek my omring met mense wat besig is met U. Ek wil gaan daar waar U woord lewe. Ek wil self sien, ek wil self ondersoek instel. En dan leer ek, dan groei ek, dan besef ek, die wêreld kan maar onvrede skree, maar ek weet God lewe. Ek weet God is in my lewe. Ek weet God sorg. En die laaste ene, kyk wat doen hulle. As hulle dan gaan, as hulle dan sien,
as hulle dan ondersoek instel, dan bly hulle nie stil nie. Dan gaan vertel hulle. Gewone skaapwagters, gewone mense, ek wil amper sê, onder die gemiddeld, 'n randfiguur in daai tyd, was die skaapwagters gewees. Maar hulle bly nie stil nie. Hulle is nie een of ander fariseer of profeet of rabbi nie. Gewone skaapwagters, maar as hulle God ontmoet, as hulle die boodskappers hoor, as hulle Jesus sien en hulle word deur die Gees aangeraak, dan gaan hulle monde oop. Dan gaan vertel. Ek en jy, ons sien so baie. Ons hoor die boodskap so baie. Ons lees so baie. Ons moet bid en vra, Here, help dat my mond sal oopgaan. Here, help dat ek sal vertel as ek vanoggend lees, as ek vanoggend hoor, as ek vanaand my stilte tyd hou om te sê, nou gaan vertel ek, as ek God ontmoet. Hoeveel mense wil dan sê, nee, nou wil ek eers 'n kursus gaan doen, nou wil ek eers 'n Bybelstudie gaan doen, nee, ek wil nou eers toegerus word, nee, ek wil wag vir die regte tyd, nee, nou is die regte tyd. Vandag is die regte tyd om vrede daar buite te gaan vertel. Vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir die persoon wat oor jou pad kom. Wat is ons gemeentevisie? Sluit daarmee af. Vrede in God, vrede met mekaar en vrede aan die wêreld. 15 jaar terug het God boodskapper gestuur. God sy engele gestuur, het God die Gees gestuur oor ons gemeente en ek glo dit vas, ek het dit al baie gesê in die kerk, het God hierdie visie vir ons as moedergemeente Riversdal kom gee, om te sê, ek moet begin deur vrede met my God te hê, om voor hom te buig. En dan moet ek seker maak dat ek vrede het met hulle om my, hulle die naaste aan my, vrede met mekaar het, sodat ons uiteindelik saam kan uitgaan na die wêreld toe wat in onvrede, wat in duisternis is, wat nie meer antwoorde het en hoop het nie, dan moet ons uitgaan na hulle toe. Mag die Here vir my help. Glory in excelsis Deo, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde. Amen.